Vrydag 28 Maart, goeiemôre geliefdes. Jona se pad het ons nou bewus geword van hierdie week, vanaf sy roeping, vanaf sy weghardloop, vanaf sy redding, vanaf sy gehoorsaamheid om uiteindelik die opdrag te gaan uitvoer. En dan die gevolge van die uitvoering van sy opdrag. Mense kom tot bekering. Alhoewel hy dit nie so verwag het nie, hy het nie gedink dit gaan gebeur nie. Daarom is Jona se reaksie, as 'n mens dit in ons taal sou uitspreek, oor my dooie liggaam, is sy reaksie op God se genade. Ek kan dit net nie aanvaar nie. Hy sê in hoofstuk 4, die eerste vers, hieroor was Jona baie ontevrede en het baie kwaad geword. Hy het tot die Here gebid en gesê, ag Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsis toe gevlug. Ek het geweet, U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Laat ek nou maar sterf, Here, want dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Toe vra die Here vir hom, het jy rede om kwaad te word? Jona, is jy so belangrik, dat jy my genade net vir jouself wil toeëien? Ons sien dit in die tweede hoofstuk, daar besing hy God se genade, omdat hy self gered is. Hy was nog selfs binne in die vis, toe sing hy 'n loflied en hy bid tot God en sy gebed word 'n lofgebed. En hier wanneer ander mense gered word, ander mense ontvang God se genade, wil hy eerder sterf. Hy is nie bereid om dit uit te deel nie. Hy word kwaad. Hy is teleurgesteld en ek dink sy teleurstelling is aangevuur nog deur die feit dat hy die instrument was wat God gebruik het om hierdie mense te red. Hierdie mense wat hy gedink het onredbaar is, wat hy in sy gedagtes afgeskryf het. Ironies is dat hy 'n belydenis uitspreek. Hy sê, Here, ek het geweet, U is barmhartig, U is genadig, vol liefde. Hy het geweet, God is genadig. Maar hy het dit nie geglo, soos wat God dit bedoel het nie. Daarom is die oop vraag aan die volk en aan ons, want Jona was 'n lewende boodskap uiteindelik vir hulle en vir ons in die lydenstyd nou, in die Nuwe Testamentiese tyd, waar ons dink aan die groot liefde van God in Christus. Ons is dankbaar dat God dit vir ons gegee het. En ons loof en prys die Here daarvoor. Maar is ons bereid om deel te word van die uitdeel van God se genade? Ook na die vyand toe. Ook na hulle vir wie ons bang is. Ook na hulle vir wie ons kwaad is. En dan nie met 'n hoogwaardige houding nie, met die opregte houding van ek gun jou ook om in God se genade ingesluit te word. Ek gun jou ook om die barmhartigheid van God te ervaar. Geliefdes, God bly geduldig met Jona. Maar ook moet ons leer, my genade, sê die Here, is vir jou, Jona, ook vir ons. Ook vir hulle aan wie jy die boodskap moes oordra. Kom ons gun God se genade vir almal, vir ander mense ook. Maar kom ons wees ook bereid om dit uit te dra met woord en daad. Kom ons wees eerlik met onsself. Is ons bereid om dit te doen? En as ons bereid is, kom ons gaan doen dit, want dit is wat God van ons vra. Dankie Here, dat U genade groter is as ons. Dankie dat U ons wil gebruik tot die uitbreiding van U koninkryk, tot eer van U naam. Amen.